Ons luister na hoofstuk 7 van Lily, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Johan oorweeg dit eers om agter die vrou sonder naam en die fietjiekind aan te stap, maar verander van gedagte en stap huis toe. Daar moet 'n manier wees waarop hy hulle uit hierdie ellende uit kan help. Miskien moet hy vir hulle blyplek in die tuinwoonstel aanbied. Dit is wel in 'n slegte toestand, maar daar is niks wat nie met 'n bietjie handearbeid kan verbeter nie. Hy stap daar en dan ook na die woonstel om voorraadopname te doen van wat hy nodig het vir die werk. Dit kan hom 'n week of wat neem en dan kan hy dit vir hulle aanbied. Hy kan haar seker nie 'n werk aanbied nie. Sy is heeltemal te deftig vir gewone huiswerk. Tog, as hulle in die woonstel kom bly, is dit al 100% beter as nou. Johan se hart is amper ligter toe hy later vir hom roosterbrood brand, vol Marmite smeer en homself beloon met 'n beker vol warm stroopsoet tee. Vir die eerste keer in weke maal Jans, die tronk en Irma nie deur sy gedagtes nie. Die planne wat hy met die woonstel het, oorheers sy gedagtegang toe hy later oudergewoonte in die uitskopstoel aan die slaap raak. Die volgende paar dae hou Johan die kind van die stoep af dop met die verkyker. Hy geniet haar vrolike spelery tussen die struike sonder dat sy dit agterkom. Diep in sy binneste wens hy, dit was vir hom ook moontlik om so sorgvry deur die lewe te gaan. Maar nou hang die skaduwee van die 18 maande wat hy as verhoorafwagtende in die tronk was, neerdrukkend oor hom. Sy kind se dood versmoor hom elke oomblik van die dag. Die verlies is groter as enige ding wat hy nog in sy lewe moes trotseer. Selfs Irma wat hom verlaat het, is nie vir hom so erg soos sy verlange na Jans nie. Johan kyk weer deur sy verkyker na die kind in die tuin. Dit lyk asof sy vir iets geskrik het. Haar oë is verstar in haar oogkaste. Haar hele lyf is styf en dit lyk asof sy agteroor trek. Die volgende oomblik val sy grond toe en haar bolyf begin ruk. Johan vlieg op en hardloop met lang tree na haar toe. En toe hy by haar kom, sien hy hoe die skuim om haar mond. Haar tande is op mekaar geklem. Vir 'n breekdeel van 'n sekonde staan Johan ook asof hy vasgevries is. Tog ruk hy homself vinnig reg. Gelukkig is die grond onder haar kop nie hard nie, dus beseer sy haarself nie terwyl sy lê en ruk nie. Johan weet nie presies wat hy moet doen nie. Hy het wel iewers gehoor mens moet 'n lepel tussen so 'n persoon se tande insit om te voorkom dat die tong stikkend gebyt word. Hy tel haar versigtig op asof sy kan breek en dra haar huis toe. Daar lê hy haar op die bank neer. Maar voor hy met die lepel by haar kan kom, hou sy op ruk. Hy maak sommer 'n vatdoek nat met klam water en vee haar gesiggie skoon. Sy is eintlik 'n baie mooi kind. En toe sy sag met hom praat, kan hy hoor sy klink doodmoeg. Is die tor op my brein nou weg? Hy vee weer met die lap oor haar gesig. Dit lyk vir my so. 'n lang sug verander in 'n ewe lang gaap voor sy weer praat. Sy praat so sag dat hy sy oor feitelik teen haar mond moet hou om te hoor wat sy sê. Oom groot kabouter, jy moet gaan kyk of Bertha nie te groot geskrik het nie, asseblief. Hy vryf oor haar hare. Ek sal gaan kyk, maar rus jy nou maar eers 'n bietjie. Hy sit by haar totdat sy slaap. Dan staan hy op en gaan drink water. Hy sal op 'n manier vir haar mense moet laat weet wat gebeur het. Maar hy kan nie die kind alleen los nie. Hy weet ook nie of hy haar moet laat slaap nie. Hy stap rusteloos heen en weer en gaan kyk kort of die kind nog asemhaal. Dit begin al sterk donker raak toe hy die vrou oor die gras sien aankom. Hy stap haar tegemoet en praat angstig. Dankie Vader, jy's hier. Ek het nie geweet hoe om jou te laat weet nie. Die vrou skrik merkbaar. Wat het met haar gebeur? Waar is sy? In kort vertel hy vir haar die hele verhaal. Hy sluit sy vertelling af met: Ek weet nou net nie of ek haar so lank moet laat slaap nie. Sy sit haar hand op haar hart en blaas haar asem verlig uit. Dis epilepsie, antwoord sy bondig. Ek sal haar nou wakker maak dat ons kan huis toe gaan. Sy begin ook sommer in die rigting van die huis stap. Hy hou haar terug deur aan haar arm te vat. Wag eers.
Julle kan nie huis toe stap nie. Dis donker en die kind is moeg. Laat ek julle die huis toe vat met die kar. Dit lyk of sy wil weier, maar sy praat nie. Hulle stap in stilte tot waar die kind lê. Sy gaan sit by die kind op die bank, vryf liefdevol oor haar hare en gesig tot sy haar oë oopmaak. Sy kyk vir 'n oomblik verward rond tot haar oë op die bekende gesig van die vrou by haar val. Mem, sy skryf dat haar kop op Memme se skoot lê. Jy moet nou wakker word, sussie, ons moet huis toe gaan. Haar stem is teer toe sy met die kind praat. Die kind praat moeg sonder om haar oë oop te maak. Ek is te moeg, Memme. Memme val haar in die rede. Om groot kabouter gaan ons met sy huis toe vat met sy kar. Met regte kar? Wil sy sag weet. Johan staan nader en tel die fietjiekind in sy arms op en stap na waar sy kar geparkeer staan. Behalwe vir die vrou wat die pad se rigting beduie, wat aansienlik langer is as die voetpad, is dit andersins stil in die kar. Johan het die kind op sy agterste sitplek neergelê. Sy lê so stil dat hy dink sy het aan die slaap geraak. Toe die kar se ligte op die bouval skyn, sien hy 'n vroue figuur buite die deur staan. Hy skakel die helder ligte aan wat nou vol op die vrou skyn. Hy vergeet van die kind op die agterste sitplek. Rem skerp toe hy uitroep, Irma! Ja nee, nou raak dinge weer interessant. Nou, ons kan nie wag vir hoofstuk 8 nie. Sluit maar gerus weer by ons aan.